'n hele paar mense het my nou al gevra, wanneer hanteer jy nou Johannes 1 vers 12? So, ek het gedink vandag gaan ek die tyd uitkoop om dit te doen. En ek het nou al hierdie video seker al 2-3 keer gemaak. Want die tyd is so min om hierdie waarheid deur te bring. So, wat ek dink ek gaan doen vandag is, ek gaan die konteks van Johannes 1 vers 12 eerstens verduidelik. En dan sal ek in 'n volgende video na Johannes 1 vers 12 in isolasie kyk. So, Johannes 1 vers 12 was 'n vers gewees wat ek gebruik het om mense te diskwalifiseer of te klassifiseer as kind van God of kind van die duiwel. En vir my het dit obvious gelyk dat Johannes 1 vers 12 tog sê, jy moet eers vir Jesus aanneem voordat jy 'n kind van God kan word. Maar is dit wat die konteks sê? Want jy kan nie Johannes 1 vers 12 verstaan in isolasie nie. Jy moet Johannes 1 vers 12 binne sy konteks lees. Beteken, jy moet Johannes hoofstuk 1 vanaf vers 1 lees om te verstaan waartoe bou Johannes as hy kom by vers 12. So, kom ons gaan kyk na Johannes 1 vers 1. Johannes skryf, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Nou, wanneer ons praat hierso, wanneer Johannes die skryf, in die begin was die woord, dan is Johannes nie besig om te verwys na die skrifte of die Bybel nie. Hy sê nie in die begin was die Bybel, of in die begin was die skrifte nie. Hy sê in die begin was die woord. En hierdie verwysing na woord is 'n verwysing na Jesus voor sy vleeswording, voordat hy as baba gebore was in Bethlehem. Hierdie is 'n verwysing na Jesus as die ewige God homself, wat in die begin by God was en wat God self was. En dan sê hy vers 2, hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan, sê hy in vers 3. Alles het deur hom ontstaan. En sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. Nou, ek wil net gou dit sê, die woordjie ding is nie in die oorspronklike Griekse vertaling nie. So, wat Johannes hierso doen is, hy gebruik 'n woordjie wat vertaal kan word as geheel. Dit beteken nie net alles nie, nie net alle dinge nie, maar die geheel. Alle dinge en alle mense. So Johannes is nie net hier besig om te praat van Jesus as die skepper van die hemel en die aarde, die visse en die diere en die voëls nie, maar hy sê ook hierso, Jesus is die skepper van alle mense. Geen mens het sy ontstaan buite God nie. Dis wat hy sê. So wanneer ons sê, alles het deur hom ontstaan, dan sluit ons ook almal in. So ons kan sê, alles en almal het deur hom ontstaan. En sonder hom het selfs nie een ding of een persoon wat bestaan ontstaan nie. Nou, waarom beklemtoon ek dit? Want in my vorige video het ek gekyk na Maleagi 2, waar Maleagi 'n retoriese vraag vra. Hy vra, het God ons nie almal geskaap nie? Het een God ons nie geskep nie? Het ons nie almal een Vader nie? So, Maleagi equate skepping met kind wees. Die feit dat God jou geskaap het, sê Maleagi, maak jou sy kind. En so, Johannes begin eintlik in vers 3 en hy verklaar dat een God ons geskaap het. Ons het almal deur hom ontstaan. Die woordjie ontstaan is 'n Griekse woord ginomai. Ginomai, en dis waarvanaf ons woord, Engelse woord kry, genes, of Afrikaans gene. In ander woorde, ons almal dra God se gene. Hy het ons geginomai, hy het ons geskape en daarom is ons almal sy kinders. Daai alleen
behoort vir jou te sê, Johannes is besig om 'n idee te bou, nie dat sommige kinders van God is en ander nie, maar reg van die begin af, lê Johannes klem daarop, dat ons almal deur God geskape is, en dat ons dus almal syne is. So, nou kan ons aangaan, en ons kan gaan kyk na vers 10 en vers 11. Vers 10 en vers 11 sê die volgende: Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan. En tog het die wêreld hom nie erken nie. So, hier is die probleem. Johannes sê, die probleem is nie dat ons nie kinders van God is nie. Die probleem is dat ons hom nie erken as ons Vader nie. Dat ons hom nie erken as ons ontstaan nie. Dat ons hom nie erken as die een wat ons geskape het, en dus hom nie erken as ons oorsprong en ons Vader nie. Dis die probleem. Hy was in die wêreld het deur hom ontstaan, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Nou vers 11. Hy het gekom na wat syne was, en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Nou, ek het altyd gedink, vers 11, wanneer vers 11 sê, hy het na sy eie mense gekom, verwys Johannes na die Jode. Maar, ons weet almal, as jy nou teologie gaan studeer, kan seker nie sê, almal nie, maar Johannes sy evangelie is iets wat anders as Matteus, Markus en Lukas. Matteus, Markus en Lukas het 'n baie Joodse klem op hulle evangelie. Johannes is die evangelie vir alle mense. En daarom begin Johannes, en hy het nie 'n geslagsregister van Jesus wat wys dat hy uit Joodse oorsprong is nie. Vir Johannes is dit nie belangrik nie. Johannes se evangelie is die evangelie vir alle mense. Dis Johannes wat geskryf het in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So, Johannes se evangelie se fokus is, almal is deur God geskape, so almal is God se kinders. So wanneer Johannes skryf in vers 11, hy het na sy eie gekom, dan sê Johannes nie, hy het na die Jode gekom nie. Johannes sê, hy het na die wie hy geskape het, die wêreld, alle mense, hy het na ons toe gekom. Hy het gekom na wat syne was, en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Waarom het hulle hom nie aanvaar nie? Want hulle het hom nie erken nie. Hulle het nie erkenning gegee aan die feit dat hulle uit hom geskape is en uit hom ontstaan nie. Hulle het nie erkenning gegee dat hy die oorsprong is nie. Ek bedoel, hy is 'n mens. Toe hy kom, toe sy vlees. Toe sy die timmerman se seun. Sy geboorte was dodgy, want sy ma het swanger geword voordat sy en Josef getroud was. So, hulle het na hom gekyk en hulle het hom nie aanvaar nie, hulle het hom nie geerken as oorsprong, as die een wat alle dinge geskaap het nie, en tog het hulle hom nie aanvaar nie. Maar dit verander nie die feit dat hy hulle geskape het nie. Dit verander nie die feit dat hulle ontstaan uit hom het nie. Jou kind kan hoeveel maal jou nie erken as sy pa of sy ma nie. Dit verander nie die feit dat jou kind uit jou gebore is nie. So, hy het na syne toe gekom en syne het hom nie aanvaar nie. In die konteks, en soos wat ons gelees het vanaf vers 1, 2 en 3, waar Jesus gewys word as die skepper van alles en almal, kan ons nie sê vers 11 praat van die Jode uitsluitlik nie, maar hy sê hy het na sy eie mense gekom. Dis ons, dis jy. Hy het na jou toe gekom want jy is syne. Of jy hom erken of nie, verander nie die feit nie. Jy is God se kind. Hy is jou skepper. Niemand het ontstaan sonder hom nie. Alle mense se oorsprong is God. En daarom is God die Vader van alle mense. Volgende keer kyk ek na vers 12 uitsluitlik. Shalom, shalom.